Welkom by Geldgeheime, waar ek die geheime van geldsaake vir jou oopsluit. Kom luister en leer hoe jy slim met jou geld kan werk om jou finansiële doelwitte te bereik. Geldgeheime word met trots geborg deur Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Creer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Hallo en baie welkom by die heel eerste episode van Geldgeheime. Die podsending wat jou leer oor geldsaake. Ek is Mia Kriegler, direkteur van Batebestuur by Creer Internasionaal. Ek is aan die stuur van 'n span wat navorsing doen en 'n reeks beleggingsboublokke saamstel en bestuur. Ek gaan jou help en jou toerus met die nodige kennis om beheer oor jou eie en jou huishouding se geldsaake te neem. Om 'n gesonde finansiële leefstyl te bou, kort ons 'n plan. Nou, 'n plan is soos 'n resep. Jy kan nie 'n koek bak as jy nie by die resep hou nie. En net so kan jy ook nie by jou finansiële doelwitte uitkom as jy nie 'n plan het en daarby hou nie. Dit verg dissipline en jy moet in 'n roetine kom om jou plan elke dag weer en weer toe te pas. Dissipline is nie maklik nie, maar ons kan dit gelukkig inoefen. Nou, waar begin ons met 'n finansiële plan? Wanneer jy jou Google Maps byvoorbeeld oopmaak om iewers heen te gaan, moet jy heel eerste intik waar jy nou is, voordat jy kan sien hoe die pad lyk van waar jy wil uitkom. Wat beteken dit vir jou finansiële plan? Dit beteken basies dat ons eers moet weet hoe ons geldsaake nou lyk en waar ons nou is, voordat ons kan begin beplan hoe ons by ons doelwitte en ons drome wil uitkom. Ons moet elkeen weet hoeveel geld ons het en hoeveel ons maandeliks verdien. Ons moet ook weet hoe ons uitgawes lyk en hoeveel geld ons uitgee. Ons het dus elkeen 'n persoonlike begroting nodig. Jou persoonlike begroting is die eerste tree na finansiële sukses en die heel belangrikste deel van jou groter finansiële plan. Die doelwit van jou begroting is om seker te maak dat jy minder uitgee as wat jy verdien. Dit is die fondament en die goue reël van welvaartskepping. As jy hierdie basiese beginsel onthou en leer en dit jou eie maak, sal jy finansiëel sorgvry raak en jy gaan welvaart bou. Enige persoon of 'n instansie wat uitgawes het, behoort daarvoor te begroot. 'n Mens behoort te begin begroot sodra jy vir jou eie uitgawes verantwoordelik raak. Dit is belangrik om te beplan hoe jy hierdie uitgawes met jou inkomste gaan balanseer, sodat jy nie meer uitgee as wat jy inkry of wat jy het nie. 'n Mens kan tog nie geld uitgee wat jy nie het nie, en in elk geval nie vir 'n onbepaalde tyd nie. Later word hierdie terugbetalings van die oorspandering en die rente daarop 'n bykomende bekommernis en uitgawe waarvoor jy moet begroot. As 'n mens nie begroot nie, is dit 'n kwessie van tyd voordat jy meer gaan begin uitgee as wat jy verdien. En wanneer 'n mens eers in 'n skuldspiraal beland, is dit baie moeilik om daar uit te kom. Indien jou uitgawes nou reeds meer is as jou inkomste, beteken dit dat jy heel waarskynlik ook al reeds skuld het. Die beste manier om uit hierdie skuld te kom, is om 'n begroting op te stel en dit gedissiplineerd te begin toepas. Ons het eerstens die regte ingesteldheid teenoor geld nodig om suksesvol te wees. Ons wil ons geld so gebruik dat ons die grootste moontlike voordeel daaruit kan trek. Ons wil ons finansies beheer. Ons wil nie hê ons finansies moet ons beheer nie. Ons wil ook nie onnodig stres of bekommer oor geld nie. En om dit reg te kry, moet ons 'n begroting opstel. Nou, 'n begroting raak elke lid van die gesin. Die huishoudelike begroting is die beste plek om jou kinders te leer hoe om met geld te werk. Meeste mense het nooit die voorreg gehad om by hulle ouers te leer hoe om met geld te werk nie. En hierdie is jou geleentheid om een van die grootste geskenke vir jou kinders te gee, deur hulle die roetine en die selfdissipline aan te leer om 'n begroting op te stel en daarby te hou. Dit is baie meer waardevol as 'n groot erfporsie. En dis letterlik een van die belangrikste lewensvaardighede wat jy vir jou kinders kan leer. Enige ouer weet ook dat kinders van die grootste uitgawes op die begroting is. En dit is daarom nog 'n goeie rede om jou kinders van jongs af deel van die begroting te maak en te leer hoe om met geld te werk.
Sodoende maak ons hulle mede-verantwoordelik is vir hulle self as uitgawes. Hulle kan ook deur middel van hulle sakgeld hulle eie begrotings opstel. En as hulle dan iets wil koop waarvoor hulle sakgeld nie nou voorsiening maak nie, leer dit hulle om daarvoor te spaar of dat hulle ekstra geld gaan nodig hê en moet verdien om dit te kan bekostig. Die geld waarvoor 'n mens natuurlik hard gewerk het, is gewoonlik die beste geneesmiddel om iets nie te koop wat jy nie regtig nodig het nie. Die eerste stap wanneer jy 'n begroting opstel, is om vir jou 'n lys van jou uitgawes te maak. Doen nie nodige moeite om 'n deeglike en 'n volledige lys van jou uitgawes te maak, want dit is die fondament waarop jy gaan bou. Gebruik jou bankstate, kredietkaartstate en strokies enige ander hulpmiddels, sodat jy 'n goeie patroon van jou uitgawes oor die jare kan vasstel. Jy wil nie net agterkom wat jou daaglikse, weeklikse, maandelikse of selfs jaarlikse lewensnoodsaaklike uitgawes is nie, maar jy wil ook weet hoe gereeld of ongereeld jy impulsief geld uitgee om vinnig 'n koffie, 'n koeldrank of 'n mooi kledingstuk te koop. Onthou, deeglikheid, deurlopendheid en selfdissipline is die towerwoorde hier. As jy uitgawes uitlaat, kill jy net jouself. Jy gaan dan van die begin af sukkel om jou begroting suksesvol toe te pas en jy gaan heel waarskynlik nie suksesvol wees om aan jou welvaart te begin bou nie. 'n Swak fondament is soos om jou huis op sand te bou. Die eerste storm of uitdaging laat jou hele huis of plan sommer in mekaar val. Goed, onderskei nou jou uitgawes tussen vaste uitgawes en veranderlike uitgawes. Vaste uitgawes is elke maand presies dieselfde. Baie van 'n mens se vaste uitgawes word reeds deur jou werkgewer afgetrek of gaan met 'n debietorder van jou bankrekening af. Dit sluit uitgawes in soos inkomstebelasting indien jy 'n vaste salaris verdien, jou tiende of liefdadigheidsbydraes, versekering, huuruitgawes en heffings, motorverband of ander kredietterugbetalings, mediese fonds, gym of oefenlidmaatskappe, nie-diskresionêre beleggings soos pensioen of uitreë-anniteit-bydraes en selfs ander beleggings wat jy maandeliks maak. Veranderlike uitgawes is weer uitgawes wat verskil van maand tot maand, maar is gewoonlik steeds gereelde maandelikse uitgawe. Kosuitgawes is byvoorbeeld so 'n voorbeeld wat verskil van maand tot maand. Tel nou 12 maande se kosuitgawes bymekaar en deel dit dan weer deur 12 om by 'n gemiddelde maandelikse begrote uitgawe vir kos te kom. Doen dit ook vir uitgawes wat nie elke maand betaal word nie, soos byvoorbeeld jou motordienste of herstelwerk. Ander voorbeelde van veranderlike uitgawes is byvoorbeeld brandstof en parkering, selfoonkostes, toiletware, klere en vermaak soos byvoorbeeld uit eet en fliek. Sodra jou lys van uitgawes nou so na as moontlik aan volledig is, kan jy met die tweede stap van jou begroting begin. En dit is om jou uitgawes te prioritiseer. Rangskik nou die lys van jou uitgawes van die mees belangrike, lewensnoodsaaklike uitgawes tot minder belangrike uitgawes, daardie uitgawes wat soms begeertes of impulsiewe kopies is. Lewensnoodsaaklike uitgawes is gewoonlik dinge soos kos wat jou laat oorleef en brandstof om by die werk te kom om 'n inkomste te verdien. Ander belangrike uitgawes is ook daardie uitgawes waaroor jy nie beheer het nie en wat eenvoudig betaal moet word, soos jou inkomstebelasting of jou werkloosheidsversekering. Saam met dit gaan jou beleggings wat vir jou belastingvoordeel inhou, soos jou pensioen of jou uitreë-anniteit-bydraes. Ander belangrike uitgawes is byvoorbeeld die terugbetaling van skuld. Heel onderaan die lys lê al ons begeertes, omdat hulle nie lewensnoodsaaklike uitgawes is nie en die laagste op die prioriteitslys behoort te wees. Hierdie tipe uitgawes en 'n gebrek aan selfbeheersing is een van die grootste redes waarom mense in die skuld beland en dan finansiëel agteruit begin boer. Ons is nou gereed vir die derde stap en dit is om ons uitgawes met ons inkomste te balanseer. Tel nou al jou uitgawes bymekaar en vergelyk dit met jou inkomste. Indien jou uitgawes meer is as jou inkomste, is dit heel waarskynlik die rede waarom jy skuld het en nie besig is om aan jou welvaart te bou nie.
Ons kan nou ons lys van onbelangrikste uitgawes af begin snoei, totdat jy jou uitgawes minder as jou inkomste is. Dit is ook hier waar jy aan alle denkbare planne kan begin werk en dink om jou uitgawes slimmer te verminder. Ons sal 'n hele episode hieroor kan gesels. Dit bring ons dan by die heel moeilikste fase van 'n begroting, en dit is om dit daagliks met selfdissipline toe te pas. Maak seker jy hou boek van al jou uitgawes. Wanneer jy geld uitgee, is dit 'n goeie toets om eers seker te maak dat jy voorsiening daarvoor gemaak het in jou begroting. Daar gaan van tyd tot tyd onvoorsiene uitgawes wees, waarvoor jy eenvoudig net nie kon beplan nie, en dit is waarom dit 'n slim plan is om 'n noodfonds op te bou, om sulke onvoorsiene uitgawes te kan dek. Maak sommer hoog op jou lys uitgawes, voorsiening vir hierdie noodfonds. Hersien jou begroting dan minstens maandeliks en bring veranderinge aan soos wat nodig is. 'n Gesonde en suksesvolle finansiële leefstyl begin met 'n begroting. 'n Begroting is nooit net in jou kop nie. 'n Suksesvolle begroting is 'n plan op papier of op jou rekenaar of jou selfoon. Onthou, die doelwit van jou begroting is om seker te maak dat jy minder geld uitgee as wat jy verdien. Dit is die fondament en die goue reël van welvaartskepping. Sodra jy jou begroting suksesvol toepas en jou besparing meer word, sal dit jou motiveer om nog fyner te werk en nog meer te begin spaar. As jy nog nie 'n begroting het nie, is dit nou die tyd om die fondament vir jou suksesvolle finansiële leefstyl te lê. Neem beheer oor jou eie en jou huishouding se geldsaake deur hierdie eerste stap te neem. Dit bring ons by die einde van ons eerste episode. Onthou om elke 2 weke in te skakel op Geldgeheime, die potsending waar ek jou leer oor geldsaake. Kom luister en leer hoe jy slim met jou geld kan werk om jou finansiële doelwitte te bereik. Geldgeheime word met trots geborg deur Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur.